Jesus se kruisiging. Die oggend nadat Jesus gevange geneem is, het die Joodse godsdienstige leiers vir Jesus na die huis van Pontius Pilatus gevat. Hy was die Romeinse goewerneur in daardie tyd en hy was die enigste een wat opdrag kon gee om iemand dood te maak. Pontius Pilatus het egter geweet Jesus is onskuldig en boonop het sy vrou 'n droom gehad oor Jesus en vir Pilatus gesê hy moet vir Jesus vrylaat. Maar die mense was oproerig en het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Om vir Jesus te probeer help, het Pilatus 'n slim plan gemaak. Pilatus het die gewoonte gehad om 'n gevangene los te laat tydens Paasfees. Hy vra toe vir die skare mense, wie moet ek vir julle loslaat? Jesus of Barabbas, die moordenaar? Almal het geskree, los vir Barabbas vry! Kruisig Jesus! Pilatus kon sien dat hy nie die mense van plan gaan laat verander nie. Hy vra toe vir 'n bak met water en voor die hele skare was hy sy hande. Toe sê hy, julle het besluit om vir Jesus te kruisig, maar ek was my hande in onskuld. Die skare het gejuig. Pilatus het toe opdrag gegee dat die soldate vir Jesus moet wegneem en met swepe moes slaan. Arme Jesus, dit was vir hom swaar om te weet, die mense vir wie hy so lief is, behandel hom nou so sleg. Maar steeds was hy bereid om deur dit alles te gaan, om sy liefde aan ons te bewys. Nadat hulle Jesus gegeesel het, het die soldate vir hom 'n pers mantel omgesit en 'n doringkroon op sy kop gesit. Hiermee wou hulle met hom spot, want hulle het nie geglo dat hy werklik die koning is nie. Jesus was moeg en sy liggaam was swak van al die sweephoue. En tog moes hy self die houtkruis dra waarop hulle hom sou kruisig. Jesus het met die kruis op sy skouer deur die strate van Jerusalem gestap. En toe hy op 'n stadium struikel van moegheid, het 'n man met die naam Simon van Sirene Jesus gehelp om die kruis te dra, tot by 'n koppie buite die stad. Hierdie koppie se naam was Golgotha of Kobbeenplek. Daar het die soldate vir Jesus aan 'n kruis vasgespyker. Dit was baie seer. Hulle het ook 'n bord bo sy kop vasgespyker waarop staan Koning van die Jode. In daardie oomblik sê Jesus, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar was ook 2 misdadigers weerskante van Jesus gekruisig. Die een misdadiger begin toe met Jesus spot en vra, hoekom red jy ons nie? Die tweede misdadiger het egter besef dat Jesus onskuldig is en het besef dat Jesus werklik is wie hy sê hy is. Die man draai toe na Jesus en sê, dink aan my as u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, dit beloof ek jou, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. En met hierdie het Jesus die man se sonde weggeneem en vir hom die ewige lewe gegee. Hierdie man was nou ook 'n kind van God. Die soldate wat daar rondom die kruis gestaan het Jesus gespot en uitgelag. Hulle het sy klere gevat en looitjies getrek oor wie dit kan kry. Op 'n stadium het Jesus dors geword en hulle het vir hom suur wyn gegee om te drink. Maria, Jesus se ma, het ook daar gestaan en droewig gehuil. Sy het Jesus so jammer gekry, maar sy kon niks doen nie. Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was, het sy arm om Maria gesit om haar te troos. Jesus sê toe, Ma, Johannes gaan nou jou nuwe seun wees. En Johannes, kyk asseblief mooi na my ma.
sy is nou ook jou ma. Jesus het altyd geweet wat sy werk sou wees en dat hy sal moet sterf om die mense van die wêreld te red. Maar nou was hy alleen aan die kruis. Dit het donker geraak, soos in die nag, al was dit dag. Vir 3 ure was dit so donker en teen 3 uur daardie middag het Jesus sy kop gelig na die hemel en hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom laat U my alleen? Jesus het sy laaste asem uitgeblaas en gesterf. Presies op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en die gordyn in die tempel het middeldeur geskeur van bo na onder. Die soldaat wat Jesus moes bewaar het geskrik en gesê, hierdie man was werklik die seun van God.